met julle te kan wees. Dank die Here vir die mooi geleentheid. En ons net ons kinders seën voordat ons verder gaan met die boodskap. Interessante teks gelees vanoggend in 2 Timoteus 1 vers 5 waar Timoteus skryf en hy sê aan Timoteus, ek dink aan jou opregte geloof wat eers in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was en ek is oortuig dit is ook in jou. Want geloof is nie net vir groot mense nie. Geloof is ook vir kinders en die Here hou daarvan wanneer die kinders sy hart vertrou en op hom vertrou. Maar as groot mense wat ons help om meer van God te leer, om sodat kinders 'n sterk geloof kan hê. Jy kan gou vanoggend dink voor ons julle sê, wat het oupa of ouma of ma of pa jou geleer van Jesus en jou vertel van Jesus? En alhoewel het by Timoteus sy ouma begin het en later sy ma, moes hy ook dit sy eie geloof maak. Sy eie geloof. En daarom skryf Paulus, ek is ook oortuig dat hierdie geloof ook nou in jou is. Ons hoef nie te wag tot ons groot is om Jesus te volg en lief te hê. En ons geloof as kinders of jou kinderlike geloof en geloof as kind kan ook 'n aanmoediging wees vir groot mense om Jesus in opregtheid en beter te kan dien. So kom ons bid vir julle dat die Here julle sal seën as julle nou oorgaan. Want Here Jesus, baie dankie vir mense wat ons help om U te leer ken. Help vir elke kind vanoggend om 'n sterk geloof in U te hê soos Timoteus. En dat hulle U sal lief hê met die hele hart. Dat hulle ook met oortuiging sal sê, hierdie geloof is ook in my, omdat ek vir Jesus ken. Seën hulle Here, gebruik hulle, en ook in die tyd wat hulle saam sal wees, dat die Gees in hulle harte sal werk. Ons loof U in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Dankie kinders. Ons lees saam vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 5, wat almal van julle wat julle Bybels hier het. Dis lekker om uit God se woord te lees. Dis ons enigste waarheid. Dis ons anker in die lewe, dis ons ware woord. Dis ons enigste oplossing om in hierdie wêreld te oorleef. So hierdie swaard moet maar gereeld naby jou wees. Veral as jy kerk toe kom. Efesiërs 5, ons lees vers 4 tot 21. 14 tot 21 verskoon. Paulus skryf daar, Efesiërs 5 vers 14, daarom sê God, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nougesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing met psalms in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Baie belangrike opdragte wat Timoteus hier deurgee, wat Paulus hier deurgee in Efesiërs. Nou om 'n teks te verstaan in die Bybel, hierdie gedeelte te verstaan, moet ons dan ietsie van Efesiërs verstaan en nie net hierdie teks so uithaal en begin preek daaroor nie. Want ons kan nie 'n vers in die Bybel verstaan as ons nie die paragraaf verstaan daar in die vers oor. Ek kan nie die paragraaf verstaan as ek nie die hoofstuk verstaan nie. Ek kan nie die hoofstuk verstaan as ek nie die boek verstaan nie. En ek kan nie die boodskap van die boek verstaan as ek nie die boodskap van die Bybel verstaan. So kom ons kyk 'n bietjie saam wat het gebeur in die gemeente in Efese aan wie Paulus hierdie brief skryf. En dit vind ons in Handelinge 19. So ek wil vir jou so agtergrond gee oor hierdie gemeente
die belangrikheid van hierdie gemeente vir Paulus, en dan tweedens net 'n bietjie kyk na die struktuur, waar is Paulus op pad om by hierdie teks wat ons vanoggend gelees het uit te kom, en dan kan ons kyk na die betekenis van die teks, en 'n mooi boodskap wat die Here ook vanoggend vir ons wil gee, sodat ek en jy as disipel van die Here Jesus goed kan oorleef in hierdie wêreld waarin ons leef. Nou Efese was 'n stad, 'n baie strategiese stad vir die evangelie. Dit was 'n hawe stad in die middelpunt van 'n klomp handelsroetes in die destydse wêreld na die oos- en westelike streke van die Romeinse ryk daardie tyd. En daar was 'n groot tempel, hulle het genoem die tempel van Artemis, waar Diana, die Romeinse godin, aanbid is. En daar was groot afgoderry in die stad. Dit was die vrugbaarheidsgodin. En sy is geaktiveer by konsepsie en dan ook natuurlik by geboorte. En dit het natuurlik aanleiding gegee tot mense wat in seksuele losbandigheid geleef het, want jy vereer die god Diana deur so te doen. En aanbidders van reg oor die wêreld het na hierdie tempel gekom. Dit was 'n pragtige, imposerende tempel wat gebou is. En dan is daar ongelukkig baie tempelprostitusie ook gepleeg in daardie stad. Maar dit was ook 'n baie ekonomiese, welvarende stad met groot handel. Selfs in die godsdienstbedryf, as jy daar Handelinge 19 gaan lees, het hulle beeldjies verkoop van Diana en groot geld gemaak met hierdie afgodsbeelde. En daar was ook natuurlik baie heksery, towery, vervloeking in daardie stad. Nou as 'n besigheidsman jou ingedoen het met 'n klomp geld, dan kan jy na 'n winkel toe gaan en die winkel gaan vir jou 'n rol verkoop, so 'n boekrol waarin vloeke uitgespreek word. So jy gaan die winkel toe, jy betaal 'n klomp geld vir daardie vloekrol, gaan huis toe en jy spreek dit oor jou persoon of die persoon uit wat jou ingedoen het in besigheid. En dan skryf Handelinge Lukas vir ons daar in Handelinge 19 dat klomp mense wat tot bekering gekom het, wonderlike disippels het gekom en al hierdie boekrolle, heksery en goeders ons kom neersit en hulle het verbrand. Nou interessant, die waarde van daardie heksery en towery dinge was oor die 4 miljoen rand in daardie tydse terme. Was 'n groot klomp geld gewees. So daar was 'n klomp boosheid in die stad. Mense was bewus van die geestelike stryd met demone in daardie stad. En dan was daar die 7 seuns van Skewa wat gehoor het en gesê het, "Wow, hier's tog al 'n interessante ding. As jy die naam van Jesus gebruik, dan gebeur daar iets. Duiwels word uitgetrek, tog hulle kom ons probeer dit ook." En julle weet hoe het hulle daarvan afgekom dat hulle weggehardloop het en die duiwel sê vir hulle, "Jesus ken ek." En van Paulus weet het, "Van wie is julle?" En hulle moes vlug. Maar dan kom toe die Here wonderlike groot dinge in die stad Efese in Handelinge 19, ten spyte van hierdie groot boosheid, juis om God se oorwinning oor die boosheid en sy almag oor die boosheid tentoon te stel. Julle kan gelees daar. En dan verstaan ek en jy waarom Efesiërs die enigste brief is waar ons die wapenrusting van God so wonderlik uiteengesit word in Efesiërs 6 as gevolg van die boosheid in die stad. Maar Efese was ook 'n stad waar daar baie studies en filosofie en destydse denke plaasgevind het. Daarom is dit vir Paulus geweldig kardinaal belangrik dat die evangelie in Efese die regte evangelie moet wees. Die evangelie kan nie verkeerd van Efese versprei word, want as 'n klomp mense wat kom verhandel vir aanbidding in die tempel en mense wat tot bekering kom moet verstaan en die kerk veral moet verstaan wat die ware evangelie beteken, daar was nie ruimte vir 'n valse evangelie. So Efese, daardie stad met al sy boosheid en sy ekonomiese welvarendheid was vir Paulus strategies, want dit was die lanceerplatform vir die evangelie na die destydse wêreld toe. Daarom spandeer Paulus geweldig baie tyd in Efese. Kan jy onthou hoe lank hy daar was? Vir 2 of 3 jaar, tussen 2 en 3 jaar lank, van 52 tot 55 na Christus, spandeer Paulus op sy 3de sendingreis omtrent dag en nag in daardie gemeente, om die evangelie aan hulle te bring, die leer van God, sodat die gemeente kan verstaan wat die evangelie beteken.
So dis die agtergrond van Efese. Paulus skryf aan hierdie gemeente. Maar ek wil ons moet gou kyk na die pad wat Paulus stap van Efesiërs 1 af tot Efesiërs 5, sodat ons hierdie teksgedeelte baie mooi kan verstaan, wat vir ons baie belangrik kan wees in ons oorlewing as disippels van die Here Jesus. Nou Paulus skryf op twee maniere. Jy kan na al sy briewe gaan kyk, dit is so willend om dit te sien. In die eerste plek begin hy altyd met uitleg. Hy wil vir die gemeente vertel wie Jesus is. Hy wil altyd in sy briewe eerstens ons aandag op Jesus vestig. So hy lê vir ons Christus uit, die evangelie uit, sê wie ons in Christus ook is. En daarom begin hy in Efesiërs met die geestelike seëninge wat ons in Christus Jesus het. Hy vertel daar in vers 7 en 8, as jy so saam met my wil deurblaai van hoofstuk 1 af, is jy baie welkom, en dit is mooi om te sien. In vers 7 sê hy, in Jesus het ons die verlossing deur sy bloed. Ons het die vergifnis van die misdade aan die rykdom van sy genade. Vers 8 sê hy, wat Jesus dan oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. So hy begin om te vertel van hierdie geestelike seëninge wat elke kind van God het, en veral die gemeente natuurlik daar in Efese. Dan in vers 15 bid hy vir hulle, onthou julle die mooi gebede in Efesiërs. Hy sê, daarom vandat ek gehoor het van die geloof van die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om julle te dank, as ek in julle in my gebede dink. Dan bring hy 'n lieflike gebed, daar in teksgedeelte vers 18, dat ons verligte oë van ons verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo aan die werking van die krag van sy sterkte. Paulus is opgewonde oor Jesus en wat Jesus vir ons gebring het, en dit is sy uitleggedeelte wat hy doen. Dan hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Wow, kom gee Paulus 'n bondige samevatting van die evangelie in 10 verse. Dit is so goed om dit te sien, kragtig wat God in ons lewens gewerk het, dat God in sy ryke barmhartigheid in vers 4, sy groot liefde, toe ons dood was deur ons misdade lewend gemaak het saam met Christus. En dan bid hy weer in hoofstuk 3 vir hulle, sien jy hoe bou hy hulle op en hulle geloof, en hy wys vir hulle wie in Christus Jesus is. In hoofstuk 3 vers 14 vind ons sy tweede gebed aan hulle. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, en hy bid, en vers 18 is so mooi daaroor, sê, en dat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is van die liefde van God. As iemand dan so begin om vir my te vertel wie ek in Christus is ek so opgewonde om te weet, dit is wie ek as disipel van die Here Jesus is. Hoofstuk 4 kom gee hy vir ons daardie gedeelte oor wat die Here vir die kerk kom gee het, nee. Hy kom gee apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, sodat die gemeente opgebou kan word. Maar dit is nou die uitleggedeelte van Paulus, wys hulle na Jesus toe, sê wat Christus gedoen het, hoe hulle tot bekering gekom het, hy bid vir dat hulle liefde van God sal verstaan. Nou skakel hy oor na die uitleggedeelte van sy briewe. Want hy wil altyd sê, as hierdie goede waar is in my en jou lewe, hoe lyk jou lewe? Is jou lewe in lyn met hierdie evangelie? Leef jy dit wat jy in Christus is? Verstaan jy wat dit is om disipel te wees, as jy sien, alles het dit wat die Here vir jou gedoen het, wat hy vir jou gegee het, is jou lewe in lyn met dit? Leef jy daar volgens? Dan begin hy by uitleg. En daar in vers 17 van hoofstuk 4, kan jy gou daar saam met my lees. En toe klaar vir hulle vertel wie hulle is, in vers 17 sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van die gemoed. En dan gee hy vir 'n klomp opdrag, en vir die res van die brief wat hy skryf, gee hy vir hulle opdrag in die vermaning. En nou kom hy in hoofstuk 5. Ons is nou in die vermanende gedeelte van Paulus se brief. En hy vra vir hulle om navolgers te wees in hoofstuk 5 vers 1, soos geliefde kinders, om te wandel in die liefde. Hy sê, moenie verlei word deur valse en ydel woorde, maar lewe as kinders
van die lig, daar in vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. En dan eindig hy met vers 14 wat ons gelees het. Hy sê daar, dit sê en betuig ek dan in die Here, vers 14, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, verskoon tog, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Hierdie was 'n gebed of 'n lied wat gesing is in die kerk, en hy sê, hierdie woorde wys hoe kragtig Christus is om lewens te kom verander. En hy moedig gelowiges aan om geestelike luiheid of doodsheid te laat staan, en in Christus se lig te ontvang. Is julle by my? Hy begin altyd sy briewe. Lees die res van Paulus se briewe op hierdie manier, as jy kan sien. Eerste gedeelte van sy briewe, wys hy na Jesus, wie hy is, wat hy vir ons gedoen het, waarin hy op pad is met ons, en wat ons in Christus het. En die tweede gedeelte van sy briewe is altyd, maar nou as dit waar is, lewe in lyn met die evangelie, dan gee hy opdrag. En nou wil ons stil staan by 7 belangrike beginsels wat Paulus hier gee in hierdie vermaanende gedeelte, om wakker te wees as disippels van Christus, om veerkragtig te wees. Dit beteken dat wanneer ons bietjie struikel, dat ons vinnig weer op die plek is waar ons moet wees, om effektief as gemeente te leef, hier en daar en oral waar ons beweeg, en as disippels van die Here Jesus, om tot eer van God te leef. Kom ons kyk dan na die 7 beginsels. Kom ons kyk na die eerste een. Dit vind ons daar in vers 15. Ek wil jy met hierdie 7 beginsels saam met jou vat, en jy gaan bid in die week ook daaroor. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En die Griekse woord wat hier gebruik word is die woord akribos. Wat beteken die volgende? Luister mooi wat dit sê. Om nougeset te wandel is om streng aandag te gee aan hoe ek en jy optree. Om noukeurig in lyn te wees met die norme en standaarde van God se woord, sy wil, in beide detail en volledigheid. Dan kan ek jou herhaal. Om streng aandag te gee aan hoe ek en jy optree, om noukeurig in lyn te wees met die norme en standaarde wat God se woord betref, in detail daarvan en die volledigheid daarvan. Paulus wil vir die mense sê, julle moet baie versigtig wees hoe julle optree in hierdie wêreld. 'n Akkurate lewenswandel volgens sy woord. Bly op die nou pad. Gehoorsaam ten volle, want 80% gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 100%. Daar's nie kompromieë in ons as disippels van die Here Jesus se harte en gedagtes nie. Ons moet versigtig wees, oplettend, waaksaam. Hoe ek my oral gedra in hierdie samelewing. Want mense hou ons dop. En om ook nougeset te lewe wanneer niemand my sien. Die toets van ware integriteit is wanneer ek integriteit leef wanneer niemand my sien. Want valse leraars het in daardie tyd ook op die toneel verskyn van Paulus en hy sê, julle moet nougeset wandel. Want hierdie valse leraars kan vir julle dalk kompromie gee, vir julle dalk ander goed leer. En jy kom maar kyk, valse profete, valse profeseë kom gewoonlik wanneer mense nie meer nougeset handel en nougeset wandel. Die tweede beginsel hier is, koop die tyd uit omdat die dae boos is. Ons vind dit daar in vers 16. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Nou hier is 'n Griekse idioom wat beteken om die meeste en die beste gebruik te maak van elke geleentheid in jou lewe. Want ons moet God se geleenthede raak sien wat hy vir ons gee. En nou verwys Paulus na hoofstuk 2 vers 10. Daardie goeie werke wat hy vir ons voorberei het, waarin ons moet wandel. So koop die tyd uit. Maar hierdie idioom was ook baie gepas in die kommersiële omgewing van Efese. Julle kan wat dink. Hy praat oor koop en verkoop. Koop die tyd uit. Daar was baie koop en ruilhandel in Efese van daardie tyd. En daarom gaan jy in jou ruil iets om iets meer waardevols te kry. Jy wil ook hier, wat Paulus sê, om kwaliteit dinge
in besit te neem en goeders wat jou tyd mors, wat jou aandag aflei en dinge wat nie reg is nie, om dit prys te gee. Ons moet nee sê vir dit wat ons onwys maak, wat ons kan aflei, ons kan verwar, wat ons tyd mors en wat ons skade kan aandoen. En ek weet, Facebook en daai boeke nog op baie tyd mors. Geweldig tyd mors. Ek sit myne net aan wanneer ek iets moet soek of iemand sê vir my van kyk op my Facebook bladsy en dan sit ek hom weer af. Nie moet ek nie op Facebook wil wees nie. Dis net ek moet die tyd uitkoop. Ek moet sê ek ruil 'n Facebook vir 'n tyd van gebed. Ek ruil 'n Facebook vir 'n tyd in God se woord. Ek ruil 'n Facebook om 'n WhatsApp te stuur vir iemand wat bemoediging nodig het. 'n Kwaliteitsbesluit wat my opoffering gaan kos. En Paulus skryf die disippels in Efese en sê, julle sal die tyd moet uitkoop en die motivering daarvoor omdat die dae boos is. En hy skryf nie die vorige tyd want die Here het geweet, die tye is altyd boos. Daar is soveel versoekings, soveel misleiding, soveel afleidings, soveel gemors daarby. Met AI maak dit net nog moeiliker, nee. En die Christene val ongelukkig daarvoor. Want die tye is boos en die duiwel het altyd 'n strategie om ons aandag af te lei. Die Here bemoedig ons vanoggend. Wandel nou beset. Hou baie wat ek vir jou gekies het om te staan. Maar wees ook seker dat jy die tyd uitkoop. Die dae is boos en die dae gaan vinnig verby. Ons moet seker maak dat ons op die regte dinge fokus. En dan skryf Paulus daarom, skryf in die volgende vers, in vers 17, daarom, omdat die tyd boos is, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar julle moet verstaan wat die Here se wil is. Nou elke kind van God se begeerte is om te verstaan wat die Here se wil is, nie? Dis my groot begeerte. Die Here, wat moet ek doen? Daarom het hy sy gees vir ons gegee. Nou om onverstandig te wees is die Griekse woord afroon, is net om jou begrip nie te gebruik nie, veral in praktiese sake, so Paulus wil prakties raak ook. En die groot ding is hier, ek is lui om te dink. Onverstandig beteken ek is lui om te dink. Ons mag nie lui wees om regtig uit te vind wat die Here se wil is. Ons mag nie onverstandig wees nie, maar ons moet verstaan wat die wil van die Here is. En dit is moeite. Die stem van die duiwel is 'n harde stem. Julle het al agtergekom, nie? Die duiwel praat hard en hy praat, dit moet nou gebeur. Die duiwel het altyd 'n druk op ons om 'n besluit vinnig te neem en hy praat hard. Die Gees se stem is baie sag. Jy moet mooi luister. Jy moet mooi onderskei. Jy moet verstandig wees om die Here se stem te kan onderskei. En dit gee vir ons absolute afhanklikheid van die Here. Dat ons nie te vinnig optree nie, maar dat ons mooi bid en dink en vir die Here vra, wat is sy wil? Hoe moet ek my verstand hier toepas en die Gees wat my help, want ek moet verstaan wat die wil is. En hier kom die sleutelbegrip in vir vandag, veral, dit is onderskeiding. Ons moet onderskeiding hê, want daar is soveel stemme daar buite. Soveel stemme wat so naby is aan die waarheid. En Paulus sê vir die gemeente in Efese, daar is booshede wat in die stad aangaan. Die duiwel is slinks om julle te probeer mislei, maar julle moet nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die Here se wil is. Onderskeiding gaan al hoe meer belangriker word in die volgende jare wat voor lê. En broer en suster, daarom moet ons die woord van God ken, want as ons dit nie gaan ken nie verstandig is nie, gaan die duiwel ons mislei. Ons moet reg verstaan. Want baie keer is daar misleidende geeste, so 1 Timoteus 4 en 2 Korintiërs 11 ons leer, en dan is daar daardie misleidende geeste wat mense passievol is in hulle misleiding. Ons moet regtig die Here vra vir daardie onderskeiding. Want ek en jy wil nie die Here se naam deur die modder steek nie. Dis net een begeerte wat ek vir Here by smeek altyd, Here, mag ek nooit U naam deur die modder steek nie. En mag ek nooit deel van statistiek word. Ou Daniël is maar net soos al die ander. 'n predikant, maar kyk wat hy doen. Kyk waar hy is hy nou op pad.
Mag die Here ons bewaar om nooit statistiek te word nie, maar dat ons altyd in ons woorde, in ons wandel, ons begrip en ons wat ons sê God se wil is, die koninkryk eer en God se naam hoog dra. Kom ons kom by die volgende beginsel. Dit is vers 18. Nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Nou daar is nie so iets om dronk te wees in die Gees nie. Okay? Laat ons dit net baie mooi vir mekaar sê. Want wat Paulus hier skryf, in die konteks van Efese, daarom moet ons die agtergrond verstaan, voor ons die teks kan verstaan. Die agtergrond van Efesiërs is, dat daar 'n god met die naam van Bacchus was. Bacchus was die wyngod. Hoe meer jy drink, hoe meer vereer jy die god. So dronkenskap was nie 'n probleem nie. En in 'n dronkenskap het daar baie snaakse goed gebeur. En natuurlik die oormatige drink en partytjies en orgies wat gebeur het veral onder die Romeinse burgers, het hulle losbande geleef. As roekelose gedrag wat daarmee gepaard gegaan het. En 'n persoon wat niks bekommerd is oor die effek van sy optrede nie, hy is nou dronk, so hy kan maak wat hy wil, hy gee eintlik nie om nie, en hy maak net skade. Daar's geen beheer in sy wandel nie, en in sy woorde, en in sy optrede. En Paulus sê, julle as kinders van die Here in Efese, mag nie so wees nie. Moenie dronk word van wyn nie, al gaan dit oral om julle aan die gang. Maar julle moet met die Gees vervul word, beheer deur die Gees van God. Hulle moet gekenmerk word deur 'n lewe onder die beheer van die Heilige Gees, wat hulle gedrag bepaal en hulle gedrag lei en begelei. Sodoende gaan hulle uitstaan as kinders van die lig, sonder dit glad nie. Hulle sal nie hulle lewe verkwis nie, hulle sal nie 'n tyd mors nie, hulle sal sinvol, vervuld en effektief leef tot eer van die Here. En hierdie vervulling is 'n totale vervulling op elke vlak van hulle bestaan as disippels van Jesus. Dis nie net sekere gedeelte van hulle lewens nie, maar dit moet deurdrenk wees deur die wonderlike krag en wysheid en insig van die Gees. En dis 'n voortdurende gebeure. Dis 'n teenswoordigheid word voortdurend gevul met die Gees van God. En 'n gedurende oorgawe. Dan die 5de beginsel, sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here, daar in hoofstuk 8 vers 19. So dankie vir die musiek vanoggend, dis heerlik om die Here te loof en te prys met verskillende geestelike liedere, 'n verskeidenheid van liedere. Want Gees, wanneer Paulus sê, word met die Gees vervul, noem hy direk daarna, sing onder mekaar, soos die Gees vir julle help, om God te aanbid, in geestelike aanbidding, in die verskeidenheid van liedere. En in ons sang, dis my baie pragtig dat Paulus hier beginsel wat bring in die sang. Hy sê, in die sang gaan julle iets ervaar van julle verhouding tot God en julle verhouding tot mekaar. Met ander woorde, as ek sien hoe my broer en suster die Here aanbid, wanneer ek die liefde van die Here beleef en hoe ek my broer en my suster die Here loof en prys, versterk dit my in my verhouding met God. En wanneer ek self God aanbid, in die opregtheid van my hart, deur sang en musiek, versterk dit weer my verhouding met God en my liefde wat ek vir hom kan uitdruk. So dis 'n vertikale aanmoediging en 'n horisontale aanmoediging wanneer ons liedere tot eer van die Here sing. En daarom is dit so belangrik dat in ons verhouding tot mekaar in die gemeente dit gesond moet wees. Want ek wil nie my broer sien sing en ek weet hy het my te na gekom. Verhoudings in die kerk van die Here Jesus is kardinaal belangrik. As ek deur instap of by die Bybelstudiegroep is of waar ek ook al is my verhouding tot my broer en suster vir die Here net so belangrik soos my verhouding met hom. Hy sê dit baie duidelik Jesus self in Matteus, nee. As jy by die kerk stop en jy onthou dat iemand iets teen jou het, klim in jou kar en ry na daardie persoon toe of kom by die kerk uit, sê vir my broer, het jy iets teen my, is daar iets wat nie lekker is tussen ons nie? Kan ons dit gou uitsorteer, want ek kon nie hier kom aanbid.
as my verhouding met jou nie reg is. Dis hoe belangrik dit vir die Here Jesus was en nog steeds is. En in my aanbidding en my sing van liedere is dit uit 'n hart waar ek weet my verhouding met God is op die regte plek en my verhouding met mekaar is op die regte plek en ons sing tot eer van die Here en ons weet ons doen dit onder die leiding van die Gees, soos vers 18 vir ons sê. Die 6de beginsel, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, daar vers 20 in die naam van ons Here Jesus Christus. Om die Here te dank vir die seëninge en die voordele en dinge wat hy in ons lewens doen. Daar's klop. Soos volgende tyd keer vir ons dankbaarheid kan ons nog 'n uur besig wees. Daar die absolute dank. Nou sê die Bybel hier vir ons, of Paulus skryf, hy sê ons moet vir God vir alles dank. Wanneer dit sleg gaan, wanneer dit goed gaan, wanneer dit maklik is, wanneer dit moeilik is. Ons dank God in die naam van Jesus. Jou dankbaarheid en opregtheid word gehoor. En dis altyd binne God se wil wanneer ons hom dank. Wat is die voordele om God altyd vir alles te dank? Dit vat my oë weg van my stryd. En ek sê Here, ek vertrou U om my te voorsien. Help my in omstandighede. Ek dank U vir hierdie slegte omstandighede. Ek weet nie wat hier aangaan nie, maar ek dank U want my oë is op U. Wanneer dit voorspoedig gaan en ek dank God, dan vat ek my oë weg van die voorspoed wat ek dink ek behaal het. En ek dank hom vir sy voorsiening. Ek spreek altyd my afhanklikheid van God uit wanneer ek hom dank. Ek herken hom. 'n Volwasse disipel van die Here Jesus is altyd dankbaar. Altyd dankbaar. Dit hou ook jou hart weg van bitterheid, van jou eie klaagliedere, van 'n mounery wat God nie baie respek vir nie. Selfbejammering en selfsugtigheid, my vergelyking met ander. Here, maar U sien daardie broer en suster en kyk wat gaan dit in my lewe. Dit bewaar my ook van hoogmoed en heerlikheid op ander. Dit bly die karaktertrek van 'n volwasse kind van God, God van alles te dank in die naam van Jesus. Laaste beginsel, ons is amper klaar. Wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Paulus vra hier vir geweldige nederigheid onder mekaar. Ek glo hierdie gemeente doen dit by uitstek om die ander se prioriteite hoër te ag as my eie. Want in daardie tyd was daar 'n geweldige stryd in Efese onder die Romeinse burgers en die Romeinse regering om gesag en mag te behou. Paulus sê, julle sien hierdie stryd, en hierdie politieke stryd hier rondom julle, julle moet aan mekaar onderdanig wees, as julle gemeente aan mekaar, en versorg mekaar daarin. Want dit waak teen individualisme, as geen manipulasie in God se kerk. Wat is die motivering vir dit? Die vrees van God, my eerbied vir God. Ander vertaling sê, wees onderdanig aan mekaar uit eerbied vir Christus, of dan respek vir hom. En dan weet ons Filippense 2 leer vir ons baie duidelik daar. En hierdie vers van onderdanig aan mekaar in vers 21 is die skarniervers na vers 22 toe. Kyk gou in jou Bybel wat vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Jy kan nie vers 22 lees sonder vers 21. Besef jy dit? Paulus skryf vir manne en vroue in die gemeente, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van die Here, uit respek vir Christus, en dan gee hy opdrag aan die vrou, en wat hy net doen in die volgende vers, hy gee die verskillende rolle van man en vrou in onderdanigheid aan mekaar. Dit bevry ons 'n bietjie van die man is in beheer, in onderdanigheid aan mekaar. En ek doen gereeld mannekampe en ek sê vir die manne so 'n paar weke terug daar in die Ooskamp, ek sê vir hulle, die gees van die Here se naam is die helper. Die gees van die Here is die helper. Hy kom langs ons in en hy help ons in ons pad vorentoe. En die Bybel sê die vrou se naam is wat? Helper. Houd ons twee wonderlike aspekte, daar's twee helpers op aarde. Die gees
van God en die vrou vir die man. En ek het al baie keer gevind dat die gees van God en my vrou nogal baie nou saamwerk. Om vir my rigting te gee, my te help en my te ondersteun. Maar die onderdanigheid word ook hier geleer in die gemeente en dan die rolle in die gesin soos dit uitgaan. Paulus kom gee vir ons 7 baie belangrike beginsels wat ek en jy nie kan ignoreer in 2025 op pad 2026 toe. Want hierdie gaan vir jou kardinaal wees in jou verhouding met God en jou oorlewing as disipel van die Here Jesus in hierdie wêreld. Ek kan weer gaan kyk na die 7, ek kan dit ergens vir julle stuur met jou pos en julle kan versprei. Belangrik dat elkeen van hierdie 7 die een op die ander volg. Nou gesê wandel, nommer 1. Ek is versigtig hoe ek optree. Wanneer ek dit doen, gaan ek ook die tyd uitkoop om seker te maak dat ek net dinge doen wat regtig vir my opbou en my as disipel van die Here Jesus help in hierdie tyd van boosheid. Dit gaan my leer om verstandig te wees en ook besluit wat God se wil is in my lewe. Ek weet nie waar jy is op hierdie stadium om dinge te verstaan wat in jou lewe gebeur nie, maar dat jy regtig sal ervaar dat die Here jou help. En dan kom die Gees van die Here om ons te help om so te leef. En uit die Gees kan ons sing en die Here uitbundig loof tot eer van sy naam. Ons sal in staat wees deur die Gees om God vir alles te dank en aan mekaar onderdanig te wees. As jy mooi oplet, is die middelopdrag van Paulus van vers 15 tot 21 is moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Dis die middelopdrag. Wat sê die Gees van die Here help ons om al hierdie opdragte reg te kan uitvoer. Ek wil regtig veel bid. En hierdie teks het 'n paar maande so met my saamgekom. En ek vra regtig die Here vir elkeen van julle dat julle hierdie 7 beginsels sal omarm. Skryf dit ergens neer. Dat jy jouself kan herinner daaraan. En gaan dink hoe dit verder in jou lewe toegepas word sodat ons regtig tot eer van die Here kan leef in hierdie wêreld. As kinders van die lig wat ook mense trek na homself toe. En ons moet gehoorsaam wees aan elkeen van hierdie om so effektief te kan leef. En ek wil hê as ons nou oorgaan aan die nagmaal toe. Nou die nagmaal, ek wil die teks en die nagmaal met mekaar verbind. En dis die geestelike moment wat ek vertrou die Here vanoggend in jou hart en my hart gaan inbring. Ons hou so baie nagmaal. Dat het vir ons net nog 'n nagmaal is op die 2 November 2025. Dalk, miskien sit jy hier en jy weet, dis vir jou baie besondere geleentheid en dit sal wees. Maar Paulus skryf 'n interessante ding, hy sê, moenie haastig wees. Wag vir mekaar met die nagmaal. Want gewoonlik, en ek tree heelwat gemeentes op, gewoonlik is die nagmaal, ons het dit klaar gepreek, so ons jong, die tyd loop nou uit, ons moet nou vinnig nagmaal gebruik, en ons gaan nie vanoggend afskiet. Is julle alright? Wag vir mekaar, want die brood en die wyn gaan ons vanoggend ook net koppel aan hierdie 7 beginsels in die sin, dat daarin lê die krag om so te gaan leef. Daarin lê die krag. En kan ons vanoggend met die nagmaal, ek weet nie hoe word dit gewoonlik hier gedoen, maar ek wil dit julle begelei en vra dat ons net stil word vanoggend met elkeen van die elemente. Ons gaan eers die brood doen, stil word, bid, nadink en verstandig wees, te verstaan wat die Here sê, want dan gaan die Here iets vir jou sê. Daarna gaan ons die wyn neem en dan gaan ons stil word, daaroor bid, teks wat ons vanoggend gehoor het en dis toepas. So ek gaan 1 Korintiërs 11 gebruik en dan gaan ons, dit sal nou 'n voortsetting wees hierdie van die prediking en dan vir julle geduld ook. Ek weet dit raak al lank. Maar 1 Korintiërs 11 Paulus baie duidelik geskryf oor die nagmaal
En ek lees vir ons. Daarin, wanneer Paulus jy sê, dat ons moet vir mekaar wag, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Dankie vir u wat alweer voortaan uitdeel. Ek wil net ietsie sê voor ons uitdeel, en dan kan ons uitdeel, Steven. Die nag waarin Jesus uitgelewer is. Jesus was in stryd, hy was in spanning. Dit was vir hom 'n moeilike tyd. Baie dankie. Hy het geweet hy gaan ly en dit gaan baie moeilik wees. Wat jy al ooit gedink dat die nagmaal vir Jesus net so belangrik was as vir sy disippels? Het jy besef dat Jesus sit daar en hy besef hy gaan kruis toe, gaan vir hom baie moeilik wees. Maar hierdie elemente wat hy nou gebruik, versterk sy eie hart om te sê ek sal moet deur van die. Waarom was dit vir Jesus ook belangrik? Want hy het in daardie oomblik besef, en hy weet hy het daarna in Getsemane 'n worstelstryd gehad. Dit was nie maklik nie. Maar ek dink die nagmaal moment het Jesus besef dat hy kan nie die mensdom laat aangaan sonder dat hy sterf, sy lewe gee. Hy moet gehoorsaam wees. Ons as mense kan nie sonder hierdie verlossing nie. Ons kan nie sonder hierdie opoffering van die Here Jesus nie. So kom ons onthou dit, dan in die brood vir ons uitdeel, baie dankie. Net eers die brood uitdeel en daarna sal ons die wyn uitdeel, dankie. En terwyl jy die brood ontvang, gaan ek net ietsie daaroor sê, dan gaan ons saam bid en dan gaan jy op jou eie tyd die brood gebruik. En dan gaan ons daarna oorgaan na die wyn toe. En onthou ietsie van Jesus se stryd en sy bereidwilligheid om die prys te betaal. Wil jy nog gebruik nie, ek wil nog so 'n paar woorde sê en dan gaan ons dit ons eie tyd gebruik. Wanneer ons die brood gebruik, dan besef ons Jesus het die brood gebreek en hy het geweet dit is sy liggaam wat gebreek gaan word. Wat jy al gedink dat die Here Jesus met sy liggaam nie net ons siektes op hom gedra het, maar ons swakhede, ons tekortkome, ons verkeerde besluite, ons gebrek, ons stryd op aarde. Alles waarmee jy op hierdie oomblik sukkel in jou lewe. Jesus het ook daarvoor sy liggaam gegee. As ek terugkyk op my lewe en ek sê Here, hier en daar en daar en daar was ek regtig onverstaan. Here, ek sukkel met hierdie verhouding. Ek sukkel met hierdie ding. Ek weet nie hoe ek gaan oorkom nie. Ek verstaan nie hierdie aspek nie. Jesus het sy liggaam ook vir dit gegee, want hy het 'n totale offer gegee. Ek wil jy ook vanoggend daardie laste wat jy op jou skouers het, daardie goed wat jy saam met jou dra, daardie dinge wat jy sê, Here, ek weet nie,
wat jy in jou binnekamer met die Here oor gesels, dat niemand van weet nie. Ek het ook daardie ding. Ek huil ook vir die Here baie keer. Sê Here, maar ek voel so onwaardig baie keer, so onnosel. Ek het U so verskriklik nodig. So ontsettend nodig. Ek wil hê met daai dinge net in jou tyd. Ons gaan nie jaag nie. Net vir die Here jou lewe kom weer en sê Here Jesus, dankie dat U ook vir hierdie dinge U liggaam gegee het. Dat U vir my gaan help om ook verstandig te kan wees, maar ek gee nou vir U dit waarmee ek sukkel. In sy totaliteit. Kom gee dit vir die Here. Daardie goed waarmee jy so spyt is, dat jy saam met jou sleep, veral vir ek wat 'n bietjie ouer word, sê Here, ek kom beter vir nie dan. Help my so. Kom ons spandeer ten minste 'n minuut, praat met die Here, en dan neem jy die brood en dank die Here dat hy dit vir jou gaan draai, vir jou gaan help, want hy is die bron van jou krag. Kom ons word stil. Here Jesus, ons bring ons laste na U toe. En die teks wat so besonder is, dat in Hebreërs 4 vir ons sê, ek is jou hoëpriester in die hemel, ek verstaan jou lyding, ek verstaan jou stryd, ek het my lewe gegee, sodat jy saam met my kan staan, en ek verstaan. Dankie vir dit wat ons spyt is oor dat U dit ook op U gedraai het. Daardie wroging, dankie dat die verhoudings wat skeefloop gedraai het, die seer, die pyn. Dankie dat ons siektes op U geneem het. En ek wil U loof en aanbid vanoggend, Here Jesus, dat U bereid was om daardie prys te betaal. Maar die houe wat hy vir U gegee het, die laste wat hy op U geneem het van ons elkeen, sodat ons vry kan wees. Ons weet, by U vind ons die krag om deur te druk, om in oorwinning te staan. En daarom sê hy vir ons, ons kom met vrymoedigheid na die genade toe en hartlik op die regte tyd gehelp te word. Want ons het 'n hoëpriester in die hemel, 'n mens in die hemel. Want U is nie alleen die Seun van God in die hemel, maar ook die Seun van die mens in die hemel, wat ons harte verstaan. Ons prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dan lees ons dat Paulus ook die beker geneem het na ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daarin drink, tot my gedagte. So dink aan dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. En dan hou ons weer die klaasie tot ek vir ons nog ietsie gesê het, ek op dit, maar dink net aan Jesus se offer, ook vir jou sonde, wat hy vir jou gedra het.
Een van die grootste probleme in die kerk, soos ek ook in Afrika reis, is skuldgevoelens. Mense wat vergifnis vra, maar nie glo dat God hulle vergewe. En wanneer Jesus sy bloed gestort het, was dit vir die volkome vergifnis van elke sonde. Volkome vergifnis. Jy vanoggend dalk sit hier, jy voel, ek kan net nie oor hierdie sonde kom wat ek gepleeg het. Ek weet in my hart, in 'n mate die Here het my vergewe, maar ek dra ook 'n las van skuldgevoelens en ek wil dit elke dag dan weer vir die Here bely, sê Here asseblief vergewe my. Hy het Johannes 1 vers 9 gesê, hy het jou van alle ongerigheid gereinig en hy sal dit elke keer doen as jy ongerigheid vra. Dan Hebreërs 12 praat van die laste wat ons moet aflê, en daardie dinge wat ons pak, wat ons help om, wat ons verhinder om die wet toe te hardloop, die Here vir ons vra. Daardie dinge wat jy oor en oor bootjie, bring bietjie vanoggend oor met die volkome verlossing en van sonde en die greep van sonde in jou lewe bietjie na die Here toe. Tydens hierdie nagmaal. Daardie ding wat jy oor en oor doen, bietjie van ontslaag. Jesus het sy lewe en sy bloed gegee as seun van God. Dat hierdie vergifnis vir jou ook weer daardie krag en moed gee om die sonde te oorwin in jou lewe, sodat jy nou beset kan maak, sodat jy verstandig kan doen, sodat jy kan doen wat die Here vir jou vra, sodat jy die tyd kan nie koop, en niks jou verhinder nie. As jy asemhaal, ek het 'n kind van die Here wat vrede het, sy asem intrek, en hy blaas dit uit, is daar soveel vrede en rustigheid, wat verhoudings betref met sy Vader, met sy medemens. Jesus het sy bloed gegee, sodat ons in alle vlakke herstel kan. So ek gaan tyd gee, ek gaan op ons bid en jou tyd gee vir, ook met stil gebed, oor jou eie hart, wat jy net vir die Here net weer bloot lê voor hom, neem tyd op, en dan sluit ek ons af en spreek die seën uit. As van die tyd met die Here gebruik, dan die wyn soos jy goed in jou tyd, kom ons priester. Heer Jesus, dit is baie keer ongemaklik om stil te wees. Maar dit is altyd die moeite werd om stil te wees by die voete. En ons wil stil wees vanoggend wanneer ons die wyn neem en sê, Heer Jesus, hier is ons lewens, ons foute, ons tekortkominge, daar die sondes wat ons doen, waar mense ons dalk nie sien, dinge waarmee ons sukkel, skuldgevoelens, hartseer, pyn. Dankie vir die volkome vergifnis. Dankie dat wanneer ons vergewe, doen nie iets bonatuurliks vir jouself, iets vergeet daarvan, dink nooit weer daaraan nie. En ons bely net weer vanoggend, ons het die so nodig, Heer Jesus, die vergifnis, so nodig. En dat ons nooit blasé sal wees oor enige sonde wat ons doen. Dat ons altyd sal weet, sonde skei my van U en bedroef juist die Heilige Gees waarmee ons vervul moet word. Dankie Jesus vir U bloed. Reinig ons harte vir hierdie oggend.
maak ons harte skoon vir die Here, sodat ons in vrede kan asemhaal. Ons kan gebruik om hierdie sedelboek aan soos toe te pas en ander mense se lewens te beïnvloed. Dit is tog waarom ons hier is. Bly vir ons in die dag verder. Dankie vir die stiltyd saam met u. En dankie dat ons altyd die kruis van ons Here Jesus preek en leef. Want daarin is ons krag. Ons geloof u daarvoor. Dankie vir die vergifnis. Dit is onbetaalbaar wonderlik. Ons is vir die ewig dankbaar. Ons dank in Jesus naam. Amen. Kom ons doen. Ontvang die seën van die Here. Ek lees vir ons Hebreërs 13. Mag die God van vrede, wat jy ook nou het na vanoggend, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament het die dode teruggewin. Mag hy julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat behaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot alle ewigheid. Amen. Amen. Baie dankie.